Welkom by dag 4 van ons oordenkings, waar ons nadink oor gelowiges trek Jesus as kleed aan. Kom ek bou verder op die kleedmotief van die Markus Evangelie. In die vroeë kerk was die gebruik by die doop, dat doopelinge voor die doop gebeure hulle ou klere uitgetrek het. Ek en jy moet nog onthou, daar was nog baie volwasse mense wat nog nooit gedoop is nie, gedoop is. En by die doop dan trek hulle nuwe klere aan. En dit het my ook laat herinner, want ek weet by baie dope word dooprokke vir kinders gemaak en dit is tog simboliek dan van hierdie nuwe klere wat ek aantrek. Dit simboliseer die nuwe lewe, ons identiteit in Jesus wat ek en jy ontvang het. Jy is nou 'n volgeling van Jesus Christus. Jy is 'n volgeling van die weg, soos die vroeë Christene genoem is. Paulus beskryf dit as volg: Julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Ons lees dit in Galasiërs 3 vers 27 en 28. In die Markus Evangelie word Jesus se woorde en dade die konkretisering van dit wat dit beteken om Christus se kleed aan te trek. Groot skare mense het Jesus begin volg en hy het hulle geleer. Om my te volg, moet jy jouself verloon, my kruis opneem en my volg. Maar Markus maak dit ook konkreet. Die disippels los hulle nette en volg Jesus. Leefie laat as tonnelaar alles agter en volg Jesus. 'n Broer en 'n suster en 'n moeder en 'n vader is hulle wat God se wil doen. Ek en jy lees van die besetene van Gerasa. Hy sit met nuwe klere aan en by sy volle verstand. Hy moes weer na sy mense toe gaan en hulle van Jesus se wonderdade vertel. Bartimeus los sy kleed agter, glo in Jesus en volg hom. Daarom vir refleksie. Ek neem aan dat die meeste van julle wat kyk gedoop is. Dink vir 'n oomblik na. Jy is nog steeds mens, maar jy het Christus soos 'n kleed aangetrek. Jy is nou geestelik een met die Here. Jy deel in die goddelike natuur van Christus. Hoe raak hierdie identiteit jou daaglikse optrede? Sien jy God in alles raak? Sien jy ook God na jou toe kom in jou naaste? Bartimeus het in die mens Jesus God gesien en dit het sy lewe omgekeer. Jy kan ook ander mense se lewens omkeer en verander. Amen.